Goeienaand, lieve vriende. Ons het vandag 'n paar vrae gehad aangaande die boodskap oor drankgebruik. En baie spesifiek, die een wat baie mense so baie van hou. En hulle stupid verskoning maak om te kan drink. Maar Jesus het wyn gemaak van water. Sommige julle nie as julle Bybels ken nie, man. Hierdie wonderwerk van Jesus het niks te doen met die wyn nie. Dit spreek van iets baie meer en baie groter. Ja, hulle was by 'n huwelik. Ja, die wyn het klaar geraak. Ja, Jesus het wyn gemaak van water. En dis net hier waar die ding inkom van watter water. Want dit is waar die betekenis van hierdie boodskap inkom. Ons sien Jesus beveel hierdie dienaars om 6 klipkanne wat gebruik is deur die Jode om hulle self te was. En ek meen, jy kan vir jouself dink, die paaie is stowwerig en hulle het hulle voete gewas en hulle hande gewas. So die water is beslis nie baie skoon nie. En Jesus gebruik hierdie vuil water, hierdie waswater, om wyn van die beste gehalte te maak. Dit maak nie saak of daar alkohol in daai wyn was of nie. Dit het niks hiermee te doen nie. Hierdie wonderwerk wys vir ons op iets baie verder. Op Jesus se bediening om van hierdie vuil, sondige mense nuwe skepsels, met ander woorde, nuwe wyn te maak. Ons sien ook as gevolg van hierdie wonderwerk het sy disippels in hom geglo. Hierdie wonderwerk wys ook dat Jesus 'n omgee hart het. Hy gee om vir die menslike behoeftes. Maar hy het gekom om hierdie ou wette van Israel, al hierdie reinigingswette te vervang met 'n nuwe verbond. Ons weet Jesus het op 'n stadium vir die Fariseërs gesê, julle was net die buitekant van die bekers en die skottels. Maar wat van die binnekant? Bedoelende, hoe lyk julle harte? Julle is vreeslik skoon van buite af. Hoe lyk julle binne? En is dieselfde vraag wat ons vanaand hier kan vra. Julle soek simpel verskonings om te suip. Julle probeer die Bybel gebruik om julle sondes te regverdig. Maar hoe lyk julle hart? Dit is tyd om op te hou godsdiens speel.
tyd om op te hou om die Bybel te gebruik om jou sondes te probeer goed praat. En as jou predikant vir jou sê, jy kan maar drink, hy gaan voor God staan, hoor. Daai predikant gaan voor God staan. Daar's meer verse in die Bybel wat drank gebruik afkeer as enigstens goedkeur. Ja, maar drink net een drankie. Weet jy wat? Een drankie kan lei tot verslawing. Een drankie verander jou hele denkwyse. Want jy's klaar onder die invloed van alkohol. Daai alkohol is vrygestel in jou bloedstroom. Dit beïnvloed jou denke, jou oordeel en al daai dinge. Ons word geroep om heilig te wees. Nie onheilig nie. Heilig. Waarom? Want God is heilig. En hy wat jou geroep het, wil hê jy moet soos hy wees. So verander bietjie julle denke, sodat julle heilig kan wees. Kom by die Here uit. Kom daar by die kruis uit op jou knieë. En word wedergebore. Want dan sal julle nie snert praat. Snert praat oor alkohol gebruik nie. Dan sal julle nie bekommerd wees of is dit reg of is dit nie reg nie. Want die Heilige Gees sal vir jou oortuig dat dit nie reg is nie. Ek gaan nie weer hieroor praat nie. Dis nou klaar. Ek gaan nie mense akkommodeer wat dink, hulle kan maar nog steeds drink en 'n pad saam met die Here loop nie. Jy kan nie vir iemand gaan bid as jy ruik soos 'n drankbottel nie. En dieselfde met rook. Jy kan nie vir iemand gaan hande oplê en bid as jy soos 'n asbakkie ruik nie. Dit is nie die beeld van Jesus nie. Ja, ek was ook daar. Ek weet waarvan praat ek. Maar die Here, prys hom daarvoor, het my losgemaak van daai gemors af. Want ons moet heilig wees. Ons moet die beeld van 'n heilige God uitdra aan hierdie donker en duister wêreld. Amen.